Kom ons sluit ons oë vir 'n oomblik. Hemelse Vader, ons dankie vir die goedheid en die liefde. Dankie vir die voorreg om by mekaar te wees vanmôre. Dankie dat U hier teenwoordig is, o Heilige Gees, dat U hierdie woord aan ons bedien. Ons maak ons harte oop om dit te ontvang en om dit te bære in ons binneste wese. In Jesus naam. Amen. Halleluja. My titel vanmôre is 'n bloedverbond. 'n Bloedverbond. Amen. Ek gaan begin met 'n paar basiese goeders wat ons moet deurgaan om dit in ons gees vas te maak, want hoe beter jy hierdie goed in jou gees kan vasmaak, hoe sterker is jou geloof en meer resultate sien jy in jou lewe. So ons begin by Johannes 10 vers 10, daai bekende deeltjie. Ek kan sekere goed nie te veel kere herhaal nie, want die hele stroom van die wêreld en godsdienst kom altyd teen dit. So Johannes 10 vers 10 sê, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Amen. So ek wil graag die volgende sê, God is 'n goeie God. Die duiwel is 'n slegte duiwel. Goeie dinge kom van God af. Slegte dinge kom van die duiwel af. Amen. Jy sien, jy moet daai ding in jou gees vasmaak. As jy dit nie gaan vasmaak in jou gees nie, gaan jy nie geloof kan hê vir goeie dinge. Of geloof kan hê om te staan teen slegte dinge nie. Want jy is die mekaar. Jy onderskei nie die wil van God. En die woord sê vir ons duidelik, die opdrag is, onderskei wat die wil van God is. Dis die opdrag van, hy sê, wonder wat die wil van God is, of spiegel wat die wil van God is, en sovoort. Nie. Daar staan onderskei wat die wil van God is. Nou hier gee Jesus het vir my, sê vir ons, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Jy moet dit vasmaak in jou. Maak dit vas in jou hierdie ding. Nou Jakobus 1 vers 17 en 18 sê Jakobus dan die volgende dinge ook, dat ons dit kan vasmaak. Jakobus 1 vers 17 sê, elke goeie geskenk en elke volmaakte gawe daal van bo af neer. Van die Vader van die ligte, by wie daar geen verandering of skaduwee van omkering is nie. Volgens sy wil het hy ons voortgebring deur die woord van die waarheid, sodat ons as eerstelinge van sy skepsele kan wees. Volgens sy wil. Nou, hier sê hy weer, dat enige ding wat nie van die Vader afkom nie, het 'n hoek en het 'n prys wat jy gaan betaal. Maar die volmaakte geskenk kom van hom af. As hy vir jou gee, dan gee hy vir jou perfek, volmaak, goed. Amen. Nou goed, draai vir my ook na 1 Korintiërs 12 toe. 1 Korintiërs 12 vers 3. Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. Nou sien tradisionele godsdienstige mense, het nie insig in daai vers nie. As jy sê, dat Jesus het my been gebreek, om my iets te leer, dan noem jy hom 'n vervloeking. Is jy met my? As jy sê hierdie siekte kom oor ons, want die Here wil ons iets leer, dan noem jy hom 'n vervloeking. Want as jy gaan kyk na die seën en die vloek in Deuteronomium 28, dan sê hy onder andere daar, dat elke siekte, wat nie eens hier gelys is nie, val onder die vloek. So alle siekte val onder die vloek. So as jy siekte toeskryf aan Jesus, dan noem jy hom 'n vervloeking. En dan weet ons, die Gees van God praat nie nou nie, maar die gees van decepsie. Die gees van decepsie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Nou weer eens daar, wat beteken dit? Dit beteken Jesus heers. Hy is Here oor iets. Hy heers oor omstandighede. Hy heers oor siektes. Hy is Here oor siekte. Hy heers daaroor. Hy dryf dit uit. Dis wat hy kom demonstreer het op die aarde. Hy het elke siekte
genees. Dit is wat Handelinge 10 vers 38 so mooi vir ons sê. Handelinge 10 vers 38, toe Petrus daar in die huis van Nicodemus is en hy preek daar. Handelinge 10:38, met betrekking tot Jesus van Nasaret, hoe God hom gesalf het met die Heilige Gees en met krag. Okay, so net daar weet jy al dat die salwing is lasverwyderende, jukvernietigende krag. En dat God is nie die een wat laste en jukke op jou sit nie. Hy is die een wat die salwing gestuur het om jukke juist te verwyder en jukke te vernietig en laste te verwyder. En hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat God met hom was. Nou ons sien hierso daai onder die mag van die duiwel, dat hy skares mense genees het, duisende mense genees het, en hy noem hulle onder die mag van die duiwel. So siekte is deel van die werke van die duiwel, en is deel van die vloek van die wet. Gebrek is deel van die werke van die duiwel, en deel van die vloek van die wet. En God het juist vir Jesus gestuur, om ons vry te kry hiervan. Nou goed, kom ons verfris onsself weer, om te kyk na die verskil tussen redding en wedergeboorte. En ek gaan 'n paar skriffies vir ons lees. Ons ken almal Romeine 10, so kom ons gaan soontoe. Romeine 10 vers 8 tot 10 sê die volgende: maar wat sê die geregtigheid wat uit die geloof is? Dis in Romeine 10 vers 8. Naby jou is die woord in jou mond en in jou hart. Mense, dis die geheim om vry te kom van enigiets op die aarde. As jy wil vrykom van iets, jy moet eerstens weet, die ding waarvan jy wil vrykom, is van die vyand af, dis nie die wil van die Here nie. Jy moet nie te mekaar wees daaroor nie. En dan tweedens, hoe kom jy vry? Jy vat die woord van God, jy sit hom in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond Jesus as Here bely, en met jou hart glo, dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid. Met die mond bely ons tot redding. So ons weet dat wedergeboorte is in iets in, redding is uit iets uit, of van iets. So ek word wedergebore, wanneer ek met my hart glo, in 'n nuwe familie, in die familie van God. Ek word gered, ek word eenmalig wedergebore, maar ek het daagliks redding nodig. Want rondom my is daar die teenwoordige, bose wêreld. Nou, godsdiens sal vir jou sê, alles wat gebeur, is die wil van God. God is in beheer. En dit is lynreg teen die woord. Ja, God is in beheer van die oorkoepelende uitkoms. Ons weet dit gaan gebeur aan die einde van die dag. Maar God beheer nie elke beweging wat jy maak nie. Hy het vir jou 'n vrye wil gegee. Amen. En om te sê God is in beheer van alles wat in die wêreld gebeur, is om te sê God is boos. Want ons praat van die teenwoordige, bose wêreld. Nou moet jy 'n mind opmaak. Is die wêreld boos of is God in beheer? Kan jy sien, die twee waarhede kan nie saam staan nie. Ja, hy is in beheer van die uitkoms, maar of jy deel gaan wees van sy plan hang van jou af, nie van hom nie. Hy gee vir jou die keuse. Hy sê vir jou, ek sit voor jou, lewe en dood. En dan gee hy tot vir jou tip. Hy sê, kies die lewe. Maar wat jy gaan kies hang van jou af, nie van hom nie. As ons terug gaan na Romeine 5. Romeine 5 vers 9 en 10. Veel meer dan sal ons, nou, dat ons geregverdig is in sy bloed, deur hom gered word van die toorn. Want as ons, terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nou dat ons versoen is. Dit is een van die kragtigste versies wat die verskil aandui tussen wedergeboorte en redding. Hy sê ons is klaar versoen. Deur die bloed van sy seun, deur die dood van sy seun, is ons versoen. Maar nou moet ons gered word van al die
boosheid rondom ons. En dit gebeur nie deur sy dood nie, maar deur sy lewe. Hy lewe vandag, hy is die lewende Jesus. Hy is die hoëpriester. Hy is in my. Amen. Nou Galasiërs 1. Ons ken hierdie versie goed, ons gaan hom weer lees. Vers 3 en 4. Galasiërs 1 vers 3 en 4. Guns vir julle en vrede van God die Vader en ons Here Jesus Christus. Halleluja man. Ek sê vir jou, hoe meer guns jy in jou lewe het, hoe beter gaan dit. Daar's niks wat jou finansies meer goed sal doen as guns nie. Jy kan letterlik genoeg guns kry om jou finansiële lewe totaal te transformeer. Al wat jy nodig het is guns. Ewe skielik besluit almal hulle met jou besigheid doen. Hulle wil jou pannekoek koop. Is julle met my? Dis guns. En jy moet besef waar kom dit vandaan? Kom van die Here af. Wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred. Sien jy daar? Uitred. Uit die teenwoordige bose wêreld. Volgens die wil van ons God en Vader. Daar's God se wil. Daar's God se wil dat jy uitgered moet wees uit die teenwoordige bose wêreld. So dis krities belangrik om te besef, hier het ons die duidelike wil van God. Die dief kom om te steel, te slag en te verwoes. Jesus het gekom dat ons lewe kan hê en dit in oorvloed. Kyk ook in Jakobus 1 vers 21. Daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. So hy praat met wedergebore mense. Né? Hulle is klaar wedergebore. Hy praat tog, hy sê ek praat dan met die kerk, okay, die wedergeborenes. Hy sê maar julle moet julle siele gered kry. Julle siel is jou denke, jou wil en jou emosies. Hy sê die aanslag op elkeen van ons is in ons denke. En die vyand sal ons denke aanval. Wat het hy met Adam en Eva gedoen? Hy het met Eva begin en haar denke aangeval. Hy het vir haar gelieg. En die Bybel sê sy was deeglik mislei. In die oorspronklike gaan kyk staan dat sy was deeglik mislei. Dis hoekom Adam meer skuld gehad het aan die sondeval. Hy was nie mislei nie. Eva was genuine totaal hoodwinked en mislei. So ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord. So die woord is jou enigste veilige anker. Jou enigste veilige, jy moenie begin redeneer. Die oomblik as die duiwel jou in jou mental kan kry, in jou brein kan kry, en laat jou redeneer, hy gaan vir jou ook deeglik mislei. Maar as jy die woord jou fundament maak, en teruggaan na die woord toe, dan bou jy, hy het geen antwoord op die woord, en hy het geen antwoord op die fondasie van die woord nie. Dis hoekom toe Jesus in die versoeking gekom het, in die woestyn, het hy gesê, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe, daar staan geskrywe. Hy het nie geredeneer met die duiwel nie. Amen. Hy het net gesê, daar staan geskrywe. So Jesus was vol van die woord, en omdat hy vol van die woord was hy vry. En enigste deur ek en jy vry gaan kom, is om vol te word van die woord. Dit is ons enigste pad na vryheid. 1 Timoteus 4, kyk 'n bietjie na 1 Timoteus 4, vers 15 en 16. Daar staan, wees vlytig in hierdie dinge. Ek weet nie mooi waar daai Afrikaans vandaan kom nie, die Engels sê, meditate upon these things. So jy kan amper sê, werk bietjie met hierdie dinge. Okay. Dit wat ons nou praat van vanoggend, né? Hierdie lering wat ons elke Sondag hier gee. Die Here sê vir jou, werk bietjie daarmee. Werk bietjie hiermee. Leef daarin. Okay? Leef daarin. Help nie jy luister net nie, sê amen nie. Jy moet werk daarmee, en jy moet leef daarin. Wat sal dan met jou gebeur? Wat sal met jou gebeur as jy werk daarmee en daarin leef? Sodat jou vooruitgang vir almal duidelik kan wees.
Ek vind jy wil graag vooruit gaan. Werk met die woord. Leef in die woord. Let op jouself en op die leer, volhard daarin. Want deur dit te doen sal jy jouself red, sowel as die wat jou hoor. Die van julle dink Timoteus was reeds wedergebore. Is lank al wedergebore. Paulus skryf nie 'n brief van 'n onwedergebore Timoteus nie. Maar hy sê tog, Timoteus, jy sal jouself red en die wat jou hoor. Ek kan byvoeg die wat jou hoor om te doen. Amen. Jy moet hoor met die doel om te doen. Dit help nie jy hoor net nie. Dit help nie jy kyk maar jy sien nie. Dr. Gary Reams het altyd gesê, see what you look at. Jy kan net vir 'n ou sê, hou daai ding dop. Kyk, laat alles reg loop. Dan kom jy daar, dat loop niks reg nie. Nou weet jy die ou het gekyk, maar het nie gesien nie. Daar's 'n verskil tussen te kyk en om te sien. Kyk om te sien. Luister om te hoor. Dis nie net, hy sê, jouself red sowel as die wat luister nie. Dis nie wat daar staan nie. Jouself red sowel as die wat luister nie. Nee, dis jouself red so die wat jou hoor. Jy moet hoor wat jy luister. Nou die plek van redding in die teenwoordige bose wêreld is die koninkryk van God. Die koninkryk van God is die plek van redding. Dis ons enigste plek van redding. Buite die koninkryk is dit boos. Buite die koninkryk is daar dood, siekte, gebrek en alles wat gelys word in Deuteronomium 28 is deel van die vloek. Maar in die koninkryk is ons vry. Nou Matteus 6 vers 33, ons ken daai vers, hy sê soek allereers die koninkryk van God en sy geregtigheid, sy manier van doen en al hierdie dinge, wat se dinge? Dinge waarna die heidene soek. Wie van julle ken 'n heiden? Hulle soek allerlei dinge, sal vir jou bygevoeg word. Die heiden soek die dinge. Jy soek die koninkryk en jy kry die dinge. Amen. Waar moet ons die koninkryk soek? Ons ken dit. Lukas 17 vers 20 en 21. Jesus het gesê die koninkryk van God is binne in julle. Dit sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk is binne in. So ek weet my veilige plek, my plek van redding is die koninkryk. En ek weet die koninkryk is hier in die binnekant van my. Ek is wedergeborene. Nou gaan ons terug na Johannes 10 toe waar ons was. Eintlik kom ons begin by Johannes 3. Johannes 3 vers 1 tot 3. En daar was 'n man uit die Fariseërs met die naam van Nikodemus, 'n owerste van die Jode. Hy het in die nag na Jesus gekom en vir hom gesê: "Rabbi, ons weet dat u 'n leraar is wat uit God gekom het, want niemand kan hierdie tekens doen wat u doen as God nie met hom is nie." En Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hy het nie gesê hemel toe gaan nie. Hy het gesê die koninkryk van God. So ons praat nou oor die koninkryk, so die hoek waaruit hy kom is, wat was die vraag? Kyk eens mooi wat die vraag was. Die vraag was, niemand kan hierdie tekens doen. Dit was die vraag. Die tekens. En Jesus antwoord is die tekens, die koninkryk. Die genesing van die siekes, die koninkryk. Melaatse ou wat gesond word, die koninkryk. Maar voor jy in die koninkryk kan ingaan, moet jy eers wedergebore word. Maar sy antwoord is, ons het vasgehaak by die wedergeboorte. Maar die antwoord is die koninkryk. Amen. Dis die koninkryk. Nou gaan ons na Johannes 10. Johannes 10 toe. En vers 10 het ons nou reeds gelees. Nou lees ons vers 9. Ons lees agteruit. Ek is die deur. As iemand deur my ingaan, sal hy gered word. Waar ingaan? In die koninkryk. Dis die konteks van die hele Johannes. En hy sal ingaan en uitgaan wyding vind. So dit is, Jesus is die deur. Hy maak die koninkryk beskikbaar vir my en vir jou. Maar die besluit om in te gaan of uit te gaan rus by my en by jou. Jy besluit of jy as wedergebore mens in die koninkryk wil leef of uit die koninkryk wil leef. Amen.
Ingaan en uitgaan. En as jy ingaan, wat gaan jy vind? Wyding. Wyding. So die wil van God, die koninkryk van God is die plek waar die wil van God geskied. Nou kyk 'n bietjie na Psalm 23. Baie kragtige Psalm. Eintlik amazing hierdie woorde. Dit is so gesalf. Baie powerful. Dawid geskryf het. 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Ek bedoel, daai is klaar revolutionêr om daaraan te dink. En dit is so teen godsdienst. Godsdienst sê die Here is my herder, alles ontbreek my. Ek kom skaars deur, maar ek doen dit vir die Here. Nee man, hy sê die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Die oorspronklike sê daar, in weivelde van sagte gras, tender gras. Na waters waar rus is, lei hy my heen. En een van die voetnote sê, na stille waters. Hy verkoop my siel. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Hoekom? Want sy naam is oor my uitgeroep. Ek het sy naam is myne. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskaduwee, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok en U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. Dit kan nie 'n hemelse tafel wees nie, want in die hemel is daar geen teestanders nie. Dis 'n aardse tafel. Die aarde is daar teestanders, en naam is die duiwel en sy trawante. U berei die tafel voor my aangesig teenoor my teestanders. U maak my hoof vet met olie, dis die salwing, né? My beker loop oor. Net goedheid en guns sal my volg. Ons het dit vanoggend gesing. Onthou julle? Al die dae van my lewe. Daai woorde goedheid en guns is in die Hebreëus hasid, is die woord. En dit beteken 'n covenant love. 'n verbond, bloedverbond, 'n verbondsliefde. As ek in 'n verbond staan, 'n bloedverbond, dan behoort alles wat aan my behoort aan die ander persoon. Ek verkoop myself aan die ander persoon. So my hele wese en my besittings en wat ek het en wie ek is, behoort aan die ander persoon. En vice versa. As die ander persoon vir my iets vra, kan ek nie nee sê nie. Want dit breek ek die verbond. En dit is so erg, dat as ons kyk na Abraham, wat het God van Abraham gevra? Sy enigste seun. Dink nie Abraham kon bietjie gesê, ek is nou nie vandag lus om my enigste seun te offer nie. Nee, dis 'n bloedverbond. 'n bloedverbond. Covenant. So as ek in 'n bloedverbond staan met die Vader, dan gee ek myself aan hom vir sy gebruik. Maar alles wat aan hom behoort, behoort ook aan my. Dit is wat 'n bloedverbond beteken. Maar 'n bloedverbond, hierdie covenant love, hasid, is 'n verterende begeerte om goed aan jou te doen. Ek wil met alles wat in my is, aan jou goed doen. Imagine dit. Met alles wat in my is. En dan sê hy daar, sal my volg. Die oorspronklike sê, shall be in hot pursuit of me. Dis amper die prentjie wat jy daar kry, as jy dit lees, is amper soos 'n geleidende siel. Hy's warm op jou spoor. Waar jy ook al net 'n kansie gee, sal hy vir jou gee. As jy hom net bietjie oopmaak vir hom, sal hy vir jou gee. Hy wag vir jou om te ontvang. Jy sien, dis die ding. Dit is die hele geheim van die koninkryk, is die vermoë om te ontvang. Dis glad nie 'n geval van om die Vader te probeer oortuig om te gee nie. Inteendeel, en daar's genoeg krag beskikbaar. Die woord sê vir ons in Efesiërs 1, in daai eerste gebed wat Paulus vir die Efesiërs doen, dat hy bid vir die Efesiërs, dat hulle verligte oë sal hê van hulle verstand, dat hulle kan weet 3 dinge: wie hulle is,
wat aan hulle behoort en wat beskikbaar is vir hulle. Nou die derde een wat beskikbaar is dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode, is beskikbaar vir jou. Dit vloei na jou toe, jy moet dit net ontvang. So, dis ons onvermoë om te ontvang, wat ons probleem geword het in die kerk. Ons onvermoë om te ontvang. En hoekom het ons so onvermoë om te ontvang? Want ons laat die vyand toe om met ons denke te werk. As ons die vyand 100% uit ons denke uit kan kry, dan gaan ons ontvangers word, wat mense na hulle asem sal laat snak. Amen? Maar hy kom met vrae, net soos in die tuin van Eden. Jy kan nou, eendag as jy nou in die hemel is, dan gaan jy nou sê, maar as ek nou eendag in die hemel is, dan gaan ek dan daai Adam en daai Eva toe gaan, ek gaan vir hulle sê, wat het julle aangevang? Hoe kon jy dit doen? Wat gaan hulle vir jou sê? Hoekom het jy gedoen wat jy gedoen het? Want jy was presies dieselfde posisie as hulle, elkeen van ons. Hoekom het jy begin twyfel aan die goedheid van God? Hoekom het jy geluister vir daai stem? So dit is hoekom ons vernuwing van ons denke, die denke, jy moet jou denke soos 'n fort maak, 'n fort. Jy moet 'n besluit neem, ek gaan my denke absoluut herbou met die woord van God en soos 'n fort maak, dat geen inspraak van die vyand enigstens 'n hoekplek in my denke kan kry nie. Want hoe vryer ek in my denke gaan kom, hoe vryer kom ek in elke aspek van my lewe. Dis hoekom 3 Johannes vers 2 sê, ek bid vir julle en ek bid dat julle mag prosper, dat dit met julle goed mag gaan, soos wat dit met julle siel goed gaan. So daar word 'n verband getrek daar tussen die oorvloed in jou siel en die oorvloed in die res van jou lewe. Wanneer ek die oorlog wen in my denke, dan wen ek die oorlog everywhere. Ek word onaantastbaar. So Romeine 12, jy moet elke dag Psalm 23 te lees en uit jou mond te laat kom. Nie as 'n godsdienstige ritueel nie, maar daai lewende woorde. Mediteer dit sodat dit lewend word vir jou, sodat wanneer dit uit jou mond uitkom, Psalm 23 kom hy met krag. Hy kom met krag. Jy sê die Here is my herder. Ek kom niks kort nie. Amen. Jy sien, dit is kragtig. Daai woorde het uit die mond gekom van 'n man van God wat dinge gedoen het op hierdie aarde. Halleluja. Romeine 12, 1 en 2, ek vermaan julle dan broers, by ontferminge van God, dat julle liggaam bestel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer, is julle redelike godsdiens. OK, wat beteken dit? Beteken my liggaam behoort aan die met wie ek in 'n verbond is. Dit is 'n bloedverbond. So ek stel my liggaam beskikbaar vir hom. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander, totale transformasie, metamorfose, deur die vernuwing van jou denke. Sien jy, daar's die sleutel. Sodat jy kan bewys lewer wat die wil van God is. Goed, welgevallig en volmaak. So, daar sê hy vir ons, God se wil is goed, sy wil is welgevallig en sy wil is volmaak. God is nie die outeur van die vloek nie, hy is nie die outeur van sonde nie, hy is nie die outeur van siekte nie, hy is nie die outeur van gebrek nie. Nêrens voor die sondeval is enige van daardie goed ervaar nie. In die tuin van Eden was daar geen gebrek nie, geen siekte nie. En daar was oorvloed. In die hemel gaan dit weer dieselfde wees. Oral waar jy die volmaakte wil van God kan sien, sien jy nie siekte nie. Adam en Eva het nie elke jaar griep gekry nie. En in die hemel is daar nie hospitale nie, ons dokters is totaal afgetree daar. Daar is nie siekte in die hemel nie. Hoekom? Dis nie God se wil nie. Maar in die aarde waar ons nou lewe, dis 'n bose wêreld, is daar hierdie goeters. En ons moet dit teestaan met hierdie woord. Ons moet 'n totale transformasie van my denke ondergaan. So ek moet besef dat wat ek in my denke toelaat, het 'n invloed op my gees. En my gees is die
generator. My gees is die kragopwekker wat krag moet opwek waaruit ek lewe. So as ek onvrede begin toelaat, wat is die groot kragte van die gees? Liefde, vreugde, vrede. Daar's 9. Al 9 is geeskragte. Maar ons begin by die eerste 3. Liefde is 'n geeskrag. Vreugde is 'n geeskrag. Vrede is 'n geeskrag. Ek kan nie toelaat dat die vyand my aanval in my denke, nou steel hy my liefde, want hy lieg vir my oor iemand, en ek gaan uit liefde uit. Of hy steel my vreugde, hy probeer my depressief maak, né? Of hy steel my vrede, hy wil my dit kwel. Ek moet soos 'n fort wees wat dit teenstaan. Ek moet dit antwoord. Jesus het onthou die versoeking, die Here het ons gewys, ruk terug. Daai versoeking in die woestyn, het die duiwel nie verskyn in hom nie. Dit was net woorde, dit was gedagtes. Jesus het 'n gedagte gekry, en hy het onmiddellik herken dat die gedagte die duiwel was. En hy het die gedagte aangespreek met die woord. Is julle met my? Dis presies dieselfde in ons lewens. So in hierdie koninkryk gaan dit oor ons vermoë om te ontvang. Ons ontwikkel dit, ons oefen dit, ons beoefen dit, ons leef daarin. Amen. Ons beoefen hierdie ding. Romeine 5:17, as ten gevolge van die misdaad van die een, die dood geheers het deur die een. Wie is die een gewees? Die een wat die misdaad gedoen het? Adam. Hoekom Adam en Eva nie? Want sy was deeglik mislei. Hy is die wat die misdaad gedoen het. Sien jy? Dis interessant, né? So nou kan jy kyk, as jy na iemand kyk, wat moes Adam gedoen het? Hy moes gesien dat sy vrou is deeglik mislei. En hy moes haar gehelp het. Maar hy het nie gedink dis moontlik om so deeglik mislei te word soos hy is nie. Dis waarskynlik wat gebeur. Hy het gedink nee wat. En hy het waarskynlik gesien hy gaan dan nou verloor. Jy kan baie bespiegel daaroor. Maar hy bly die meer skuldige een van die twee. Veel meer sal hulle wat die oorvloed van guns en die geskenk van geregtigheid ontvang in hierdie lewe heers deur die een, Jesus Christus. Mense, dis dan 'n amazing versie daai hoor. Heers as jy ontvang. Ontvang twee goeders. Nommer 1, die geskenk van geregtigheid. Geregtigheid is 'n geskenk. Jy kan dit nie verdien nie. Jy kan nie hard genoeg werk daarvoor nie. Jy kan nie goed genoeg mens wees daarvoor nie. Jy moet dit net ontvang. 'n Geskenk is 'n geskenk. 'n Geskenk is nie meer 'n geskenk as dit loon word nie. Jou salaris is nie 'n geskenk nie. Amen. Maar hierdie is die geskenk van geregtigheid. So dan kan ek waarlik dankbaar wees en ek moet dit ontvang. As ek dit nie gaan ontvang nie, dan gaan ek dit nie hê nie. Ek moet dit vat. Ek moet sê wat hy sê. Maak nie saak hoe ek dink nie. Maak nie saak hoe ek voel nie. Ek verklaar. Ek is die geregtigheid van God in hom. God het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir my gemaak, sodat ek kan word die geregtigheid van God in hom. Ek is nou God se geregtigheid. Right now is ek dit. Jy moet dit mediteer, jy moet dit spreek, jy moet dit waarlik ontvang. Tweedens, wat moet jy ontvang? Oorvloed van guns. Orals waar ek kom, het ek guns. Jy moet dit ontvang, jy moet dit uitspreek oor jouself. Job het 'n paar geheime gehad in die lewe, wat hom so ryk gemaak het. Sy een geheim was, hy sê daar, ek onthou die dae, toe ek nog deur die lewe gegaan het, met die lig van God op my. Ek het lig gehad, lig. Dis hoekom hy so ryk geword het. Dis die lig, Job sê dit. Hy sê dis die lig wat my so ryk gemaak het. Ek het nooit 'n verkeerde besluit geneem. En dan sê Job die volgende, hy sê, jy sal 'n ding verklaar, ek het 'n ding verklaar, en lig skyn op my pad. So hy het gespreek, en op sy pad het lig geskyn, sodat hy die regte besluite kon neem. Halleluja. Hy het ook gesê, ek het 'n verbond gemaak met my oë. Ek sal nie na 'n ander vrou kyk nie. Dat het Job ook gesê. 'n Verbond met sy oë.
Voor jy na die verkeerde persoon kyk, maar jy is vir jouself afvra, kan my finansies dit bekostig? En dit gaan jou arm maak. Amen. Arm. Hy het 'n verbond gemaak met homself. Job het 'n fout gehad. Sy fout was, wat hy so grootliks gevrees het oor my gekom. En sy vrees was verpak in die vorm van 'n gebed. Hy het homself arm gebid. Hy het vrees vrygestel in sy gebed. En dis 'n fout, want dit is nie van die Here af nie, dit is 'n gebed van die duiwel af. God sê, hy gee nie aan ons 'n gees van vreesagtigheid nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. As ek kan ontvang, kan ek heers. Nou kom ons kyk na 'n paar stappe om te ontvang. Wie van julle stel belang om te ontvang in die koning? So, stap nommer 1. Kom in posisie om te ontvang. Dis die eerste ding. Daar is 'n sekere posisie in die gees waar jy nie kan ontvang nie. En daar is 'n ander posisie waar jy kan ontvang. Nou, Romeine 5, vers 1 en 2. Omdat ons, dis Romeine 5:1, dan uit die geloof geregverdig is, geniet ons vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Ons geniet vrede met God deur ons Here Jesus Christus. Deur wie ons ook, deur die geloof, die toegang verkry het tot hierdie posisie van guns waarin ons staan. Sien, daar is die posisie. So nommer 1 as jy wil ontvang, kom in posisie. Jy gaan staan voor God, nie in 'n posisie van jou werke, wat jy gedoen het en nie gedoen het, jou geslagsregister, al daai goed tel nou niks nie, okay. Jy moet dit eers besef. Vir Paulus sê, ek was 'n fariseer onder die fariseërs. Ek was 'n wetgeleerde, wat aan die voete van Gamaliel gesit het. Hy het soveel PhD's gehad, sy muur het nie genoeg plek gehad, om almal te hang. Hy sê, maar ek tel dit alles as 'n verlies vir my. Ek staan nie voor God op grond van, dit tel niks. Zero. Jy moet op daai plek kom, waar ek gaan staan voor hom, net oor een rede, sy liefde vir my. Ek het ontdek, dat hy vir my baie, baie lief is, net soos ek is. Ons het die liefde wat God tot ons het leer ken, en geglo. So as jy kan glo, hoe lief hy vir jou is, dan kan jy voor hom gaan staan, in 'n posisie van guns. Amen. So dis die posisie. Die tweede stap, die van julle wil graag die tweede stap hoor. Dat ek volgende week daaroor preek. Nee, okay. Die tweede stap is om jou te verheug in die hoop op die heerlikheid van God. Dis wat jy doen terwyl jy daar staan. So jy maak jy seker, jy staan op die regte posisie. Jy het toegang. Jy staan nou vir hom op grond van guns. Dan begin jy jou te verheug in die hoop op die heerlikheid van God. Nou, kom ons kyk na elkeen van daai woorde. Verheug is joy, to rejoice, om jou te verbly, om bly te word. Nee. Maar wat maak jou bly? Die hoop. So wat is hoop? In die Bybel is hoop altyd 'n beeld, 'n prentjie. Dis hoekom as jy kan dit duidelik sien in Romeine 4, waar hy sê Abraham het teen hoop, op hoop geglo, volgens wat gesê was. Nou wat is gesê? Soos die sterre aan die hemel, en die sand aan die seestrand. Wat is dit? Dis 'n beeld. So Abraham moes wegkyk van die een prentjie, en sy aandag op ander prentjies het. So nou gaan jy na die woord van God toe, en jy gaan kry vir jou die beeld van daai woord. So hy sê, deur sy wonde is ek genees. Okay, dis sy woorde. Ek vat daai woord en ek maak 'n prentjie daarvan. Ek sien myself soos die woord my sien. Die woord sien my klaar genees. So ek sien dit. En ek sien dit so kwaai, dat ek bly word as ek dit aandink. Ek word bly. Heerlikheid is die manifestasie, né? Dit beteken ek sien hoe my genesing deurbreek. Ek sien dit in my. Want ek vat sy woorde, net so wat sy woord tot Abraham gekom het. So sal jou nageslag wees. So kom sy woord na my toe. Ek staan nou in die plek van Abraham. Ek is die saad van, wat sê Galasiërs 3 vir ons? Hy sê ons is die saad van Abraham. Sê saam met my, ek
is die saad van Abraham. Jy moet dit 10 keer hierdie week sê elke dag, okay, is push-ups. 10 keer elke dag, ek is die saad van Abraham, ek is die saad van Abraham. Jy moet dit in jou gees inkry, ek is die saad van Abraham. So die seun van Abraham behoort aan my. As ek die saad van Abraham is, dan is Abraham se seun myne. Christus het ons losgekoop, Galasiërs 3 vers 13, van die vloek van die wet, deur vir ons 'n vloek te word. Want daar staan geskrywe, vervloek is elke wat aanhou dank, dat die seun van Abraham na ons toe kan kom, in Christus Jesus. So die seun van Abraham is myne. En daai seun moet manifesteer, man. Hy moet manifesteer in jou liggaam, in jou finansies, in jou huwelik, in elke area van jou lewe. Moet daai seun manifesteer. Ken die wil, sien die wil. So jy moet die wil ken. Wat beteken ken? Jy moet intimately aware wees. Dis Engelse woorde. Jy moet nie net teoreties weet dat dit God se wil is dat ek gesond word nie. Jy moet daai wil ken. Daai woord moet in jou kom bly. In jou hart. In jou mond eers, hoe kry jy hom in jou hart in? Wat sê Romeine 10? In jou mond en in jou hart. So jy mediteer dit, jy sê dit. 1 Petrus 2 vers 24, who his own self bore my sin in his own body on the tree, that I, being dead to sin, could be alive unto righteousness, by whose stripes I am healed. Amen. Jy mediteer hom, jy dink hom, jy spreek hom, tot hy deel van jou word. So jy ken die wil. Tweede ding is jy sien die wil. Dis wat hoop is, ek sien dit. Ek sien myself, soos God my sien. Ek sien myself, soos die woord my sien. Ek kyk weg, as ek kyk nie na my foute nie. Wie gaan jou aan jou foute herinner? Nie die Heilige Gees nie, hoor. Heilige Gees herinner nie jou foute nie. Die Heilige Gees wys jou wie jy is in Christus. So jy kry nou op, Abraham moes wegkyk van sy foute af. Wat was Abraham se fout? Hy was 100 jaar oud. Dis 'n fout. As jy wil babetjies kry, is dit 'n fout, né? Maar hy moes wegkyk daarvan. Waarna moes hy kyk? Na die sterre, na die sand. Hoekom? Want dit is God se woord. Jy kyk na wie God sê jy is. Elke oomblik. Jy ken die wil intiem. Jy sien die wil. En dan wat doen jy? Jy stel vreugde vry in die vorm van lofprysing en danksegging. Dit is hoe jy geloof laat aanhou vloei, want ek kan nie aanhou vra en sê ek is in geloof nie. As ek vra, dan sê ek goed, ek glo, ek ontvang dit nou. Wat sê Markus 11? Markus 11 sê, wanneer jy glo, jy ontvang, wanneer jy bid, sal jy dit kry. Okay, maar dan kan ek nie aanhou dieselfde gebed oor en oor bid nie, want ek moet eenmal nou, actually, watter een glo ek nou? Glo ek die eerste, die tweede of die derde gebed? Ek moet nou gebed bid, waar ek sê, ek glo, ek ontvang my genesing nou. It is done. Amen. So nou kan jy dit aanhou bid, maar wat moet jy moet die geloof laat aanhou vloei, né? So hoe doen jy dit? Jy sê, dankie Jesus, dankie, ek rejoice daarin, dat ek die geneeste van die Here is. Ek rejoice daarin, ek loof en prys U naam. U voorsien in al my behoeftes. Ek rejoice daarin, ek het gegee, en aan my sal gegee word. 'n Goeie maat, ingestap dat oorloop is vol. Ek rejoice daarin, Jy laat die geloof aanhou vloei. So die krag van God is in die woord van God. Hoe het God die aarde geskep? Hy het gesê, lig wees, en lig was. Halleluja, dis krag. Maar hy gee sy woorde vol krag vir jou. Al wat jy moet doen is dit kry in jou gees. As dit in jou gees is, die woord is nie bedoel vir jou kop, die woord moet via jou kop en jou gees aankom. Dan kom dit met krag uit jou uit. Kyk 'n bietjie na 2 Petrus 1. Ja, 2 Petrus 1. Vers 4 sê, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle deur hierdie beloftes in die woord deelgenote kan word van die goddelike natuur. Mense, hierdie is een van die mees fenomenale skrifte in die woord van God, wat Petrus hier neergeskryf het. Hy gee vir ons 'n geheim om
kontak te maak met God se krag, soos nog nooit tevore. Dit is seker die grootste geheim van ontvang. Die wat kan ontvang. Hy sê vir jou, jy kan 'n deelgenoot word. Jy kan dit om so te stel intap. Jy kan jouself inplak. Jy weet, as jy nou 'n elektriese kar het en jy wil hom inplak ergens, né, dat hy kan krag kry. Nou jy kan jouself inplak om dit so te stel by die goddelike natuur. Via sy woord. Via die beloftes. Nadat jy die verdorwenheid ontvlug het wat deur begeerlikheid in die wêreld is, jy ontsnap, die woord daar is ontsnap. Jy kan letterlik die boosheid of die verdorwenheid. Verdorwenheid is alles wat verkeerd is met hierdie wêreld. Ons sing vanoggend van heilig, heilig. En ek voel die Heilige Gees sê vir my, mense het 'n wanopvatting wat heilig is. Heilig is nie noodwendig prim en proper. Heilig beteken net, ek het oor vir net een. Ek is afgesonder vir daai een. Maar ek rejoice in daai een. Jy sal nou sê, maar rejoicing kan tog nie heilig wees nie. Dit klink te vrolik. Hy sê in Deuteronomium, omdat jy die Here jou God nie gedien het met blydskap van hart, oor al die goeie ding wat jy ontvang het nie, sal jy jou vyande doen. Rejoice, rejoice, rejoice. Gebrek aan dankbaarheid, gebrek aan rejoicing, is 'n probleem. Dis 'n geestelike wet wat jy oortree. Die krag van God is in die woord van God. Kyk na Hebreërs 11:1. Hebreërs 1. Hebreërs hoofstuk 1 vanaf vers 1. Nadat God baie keer en op baie maniere in die ou tyd gespreek het tot die Vader. Tot die vaders, hy praat van hulle voorvaders nou, né? Deur die profete het hy in hierdie laaste dae tot ons gespreek deur die Seun, wat hy as erfgenaam van alles aangestel het. En wat is ons? Mede-erfgename, né? Mede-erfgename. Deur wie hy ook die wêreld gemaak het. Hy, wat die afskynsel is van sy heerlikheid, en die afdruksel van sy wese, en alle dinge dra deur die woord van sy krag. Hierdie krag is in sy woorde, mense. Nadat hy deur homself die reiniging van ons sondes bewerk het gaan sit aan die regterhand van die majesteit in die hoogte. Terwyl hy soveel uitnemender geword het as die engele, naarmate hy 'n voortreffeliker naam geërf het as hulle. Jy het ook jou naam geërf, hoor. Want aan wie van die engele het hy ooit gesê, U is my seun, vandag het ek u gegenereer. En weer, ek sal vir hom 'n vader wees, en hy sal vir my 'n seun wees. En wanneer hy weer beteken die tweede keer, hy het hom 2 keer in die aarde ingebring, né? Jesus kom ook 2 keer terug aarde toe. Hy kom 2 keer terug aarde toe. Hy kom die eerste keer, en dan weer die tweede keer. Die eerste keer is ons toe kom uithaal, tweede keer vir die finale oordeel. Jy moet onderskei, anders gaan jy die mekaar raak in die profesie. Nou dieselfde hierso, wanneer hy weer die eersgeborene, en onthou sy hom, die eerste keer, wat hy hom ingebring het, was hy nie die eersgeborene nie. Hy was die eniggeborene. So die eerste keer, wat Jesus in die aarde gekom het, was hy die eniggebore. Wanneer hy weer hom inbring, is hy die eersgeborene. So dit beteken, hierdie woorde praat van wat? Van die opstanding in die dode. Dan luister hierop. So ek kan dit ook so stel, tydens die opstanding van Jesus uit die dode, is die volgende woorde gebruik. Al die engele van God moet hom aanbid. Daar is die woord. So daai woorde het die krag vrygestel om hom op te wek. Jy sien? En hy sê dat hy selfde krag wat beskikbaar is vir ons, is dieselfde krag wat Jesus opgewek het uit die dode. Dis in hierdie woorde vrygestel. Krag in die geestelike realm, krag in die koninkryk word deur woorde vrygestel. Jou woorde het krag. As jy jou hart, as jy die woord in jou mond insit, en jou hart in kry, dan kom die woorde van God met krag uit jou mond uit. En jy kan begin praat met omstandighede.
Wêreldse mense praat oor omstandighede, koninkryksmense praat met omstandighede. Jy praat met jou finansies, nie oor jou finansies nie. Amen. Hoe meer iemand oor sy finansies praat, hoe meer ongeloof lok hy uit, is dit nie waar nie? Maar as jy met jou finansies praat, dan gebeur daar dinge. Dis hoekom Kolossense 3 vers 16 sê, laat die woord van Christus ryklik in julle leef in alle wysheid. Die woord van die gesalfde een en sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag. Dit is spesifiek die hoek waarvan uit hy kom, want hy sê Christus. Christus is die gesalfde. So laat die woord van die gesalfde een, die woord van sy lasverwyderende, juk-vernietigende krag, ryklik in jou woon, in alle wysheid. As daai woord van vrymaking ryklik in jou woon, gaan hy met krag uit jou uitkom. Johannes 14, vers 21 tot 24, ek gaan vir ons lees, Johannes 14, vers 21, wie my woorde het en dit bewaar, dis hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Nou, ek gaan die vraag van die disippels uitlaat, ek gaan net Jesus se woorde lees. As iemand my lief het, sal hy my woord bewaar. Jesus herhaal dit. En my Vader sal hom lief hê, en ons sal na hom toe kom en by hom woning maak. Hy wat my nie lief het nie, bewaar my woorde nie. Short en sweet. So wat sal ons doen? As ons hom lief het, sal ons sy woord bewaar in ons harte. Die woorde van Jesus. Dan kom ons gaan sluit af met 1 Timoteus 4. Soos reeds daar gewees, maar ek wil 'n bietjie net verder lees rondom dit. 1 Timoteus 4 vanaf vers 6 af. As jy hierdie dinge aan die broers voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof. Jy sien? Jy het nodig om jou gees te voed. Voed jou gees. Hoe voed jy jou gees? Met die woorde van geloof. Maar verwerp onheilige oudheidse fabels en oefen. So die tweede wat jy met jou gees doen, jy oefen hom. So jy voed hom en jy oefen hom. Jy voed hom met die woord en jy oefen hom deur te doen wat die woord sê doen. So jy oefen jou gees, oefen liefde. Oefen om in vrede te bly. Oefen om vreugde vry te stel. Oefen dit. Oefen om te worship. Oefen om te worship. Oefen om te rejoice in die Here. Oefen om te praat met die goed rondom jou. Oefen om met jou beursie te praat. Oefen om met jou bankrekening te praat. Amen. Oefen om te praat met die goed waar jy 'n behoefte het. As iets nie in lyn is met die woord van God, met die wil van God, met die seën van Abraham nie, dan praat jy daarmee. En nou gaan die vyand jou aanval en gesê, "O, jy het nog gepraat en kyk niks gebeur nie." Ek garandeer jou, hoe weet ek dit? Hy het vir my ook gesê al. Sien jy het nog gepraat en niks gebeur nie. Wat doen jy dan? Jy rejoice. Dus ek het nie 'n opinie gevra nie. Ek rejoice. Dankie Jesus. Ek het net toe as klein was, as jy nou gemeen met iemand wil wees, dan maak jy so, of jy hulle nie hoor nie. Jy sê dieselfde woorde oor hoor jy nie wat hulle sê nie. Dis gemeen, né? Maar jy kan gemeen wees met die duiwel. Jy kan so maak met die duiwel. Jy kan net anders sê, ek loof die Here, ek prys die Here, ek loof die Here. Ja, maar ek loof die Here, ek prys die Here, ek loof die Vader, dankie Jesus, dankie Jesus. Hoe harder die duiwel met jou praat, hoe harder sê jy, dankie Jesus, dankie Jesus. Hy gaan so kwaad word. As die duiwel kwaad word, is dit 'n goeie ding. Ons sal hom kwaad kry tot hy 'n senuweeinstorting kry. Amen. Maar ek gaan nie luister vir hom nie. Ek sny hom uit, want ek het gebid en ek het ontvang. En nou prys ek die Here. En ek hou myself, dis 'n krag. Die Weymouth vertaling sê, power of thought. Duid dit daar in Filippense 4. Hy sê hom so mooi in die Weymouth in Filippense 4. Power of thought. Lees hom gou vir ons, Filippense 4 vers 4. Always rejoice in the Lord. I will repeat it, rejoice. Let your forbearing spirit be known to everyone. The Lord is near. Do not be anxious about anything. Anything. Ja, maar dink jy dit is bietjie onverantwoordelik nie. Mense is bietjie worry nie.
So, is dan 'n bietjie onverantwoordelik om oor niks te worry. Maar jy sien, as jy het skrif nou, jy mag nie oor enigiets worry, okay? Be not anxious about anything, but by prayer and earnest pleading together with thanksgiving, let your requests be unreservedly made known before God. So will the peace of God, which surpasses all power of thought. Power of thought. Wow. Be a garrison. Dit is 'n groep soldate. To guard your hearts and minds in Christ Jesus. Jy sien, as jy gevra het, en jy het jou behoefte bekend laat word by God, dan het jy nodig om hierdie power of thought ding te bemeester. Want die enigste manier hoe die vyand jou kan beroof van jou prys, van dit wat jy gevra het, is jou gedagtes. En hy kan dit regkry. As jy, hy kry dit meestal reg. Dis jammer, né? Meestal kry hy dit reg. Maar ons is nie deel van die meestal nie. Ons is deel van die wat hy dit nie reg kry nie. Ons is bulldogs. Die bulldog kerk. Ons gryp daai been en ons los nie. Jy sien net spoeg loop, maar ons los nie die been nie. Ons het gesê, ons rejoice. Dis die wil van die Here. Dis die woord van die Here. Amen. Wat het Jesus, weet jy nou naby is die koms van Jesus? Baie naby. En wat het hy gesê? Sal ek nog geloof kry? Hy het nie gesê, sal ek nog enigiets anders kry? Hy sê, sal ek nog geloof kry? Nou ja, kom ons maak seker. Die dag as Jesus, daai wolke split, dan staan ons in geloof vir iets. Amen? By ons gaan hy geloof kry. Ons gaan vashou. Ons voed ons gees, ons oefen ons gees. Wat sê 1 Timoteus 4? Hy sê, as jy jou gees voed, en jou gees oefen, lei dit tot redding en vooruitgang. Redding en vooruitgang. Ek stel baie belang in dit. Ek like redding en ek like vooruitgang. So wat moet ek doen om uit te kom? Ek voed my gees, ek oefen my gees. Ek voed my gees, ek oefen my gees. Halleluja. Nou kom ons sluit af met, ek gaan net weer vir ons Psalm 23 lees ter afsluiting, en ek wil eens met hom, luister net na hom, bær hom hier in jou gees, en lees hom hierdie week, en mediteer hom. Psalm 23, 'n Psalm van Dawid. Die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde, sagte gras. Na waters waar rus is, stille waters, lei hy my heen. Hy verkoop my siel. Refresh. Hy lei my in die spore van geregtigheid om sy naam ontwil. Ek en hy is een, selfde naam. Al gaan ek ook in 'n dal van doodskade, ek sal geen onheil vrees nie. Want U is met my. U stok, U staf, die vertroos my. U berei die tafel voor my aangesig, teenoor my teestanders. Hulle sal dit sien. U maak my hoof vet met olie, salwing, lasverwyderende, juk-vernietigende krag. My beker loop oor. Nie net genoeg nie, meer as genoeg. Net goedheid en guns, covenant love, sal my volg al die dae van my lewe. En ek sal in die huis van die Here bly in lengte van dae. Halleluja. Kom ons kry die gees agter hierdie Psalm, die hart van hierdie Psalm. Laat hierdie gesindheid wat in hierdie man was, in jou wees, wat hierdie Psalm geskryf het, dink soos hy dink. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dankie vir die liefde en die goedheid. Ons dankie vir die onbreekbare liefde en die goedheid in ons lewens. Dankie vir U bloed, wat die prys vir elkeen van ons betaal het, om ons sondes van ons te verwyder, so ver as die ooste van die weste, dat U ons skoon gewas het, dat U ons vrygekoop het. Dankie daarvoor. Ons is nou U geregtigheid, en ons weier om onsself te besoedel met hierdie wêreld. Ons ontvang U goedheid, ons ontvang U liefde, ons ontvang die goedheid en guns, wat ons agtervolg, al die dae van ons lewe. Ons is die ontvangers, wat U voorgewag het, en wat U voorgesoek het. Ons ontvang U beloftes, ons ontvang die geskenk van geregtigheid, ons ontvang oorvloed van guns. Guns is swaar oor ons, oral waar ons gaan, en ons dank U daarvoor, in Jesus naam. Amen. Halleluja.